Goeiemôre julle. Kom ons sit, ons gaan net gou saam bid. Here Jesus, ek kom vanmôre na U toe. Deur die kragleiding en deur die salwing van U God Heilige Gees. Here, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie dat ons by die voete van Jesus kan kom sit. Dankie dat ons tyd kan uitkoop. Dankie dat U met die kudde praat vanmôre. Dankie Here, dat U my wegsteek onder die bloed. Dankie dat U elkeen wat luister, wegsteek onder die bloed. Here, ek kom vanmôre en elke gees wat verwarring bring, wat woorde wil verdraai tussen my mond en die hoorder, bind ek in Jesus naam. Ek dank U dat die Heilige Gees van God tot U kudde se harte spreek, Here. Dankie Here God, dat U vir Marie toemaak en dat hulle net Jesus sal hoor, dat hulle Jesus se boodskap sal hoor en die Here, dat hulle sal gaan en gaan leef en gaan doen in hulle krisisse wat U vir ons sê. Dankie Here dat U hierdie diens bless vanmôre. Dankie Here dat U vir pastoor aanraak, dat U vir haar genees. Dankie Here God vir U goedheid en U guns in Jesus naam. Amen, amen en amen. Ek gaan nou maar net gou vinnig sê, ek is kapelaan Marie, lag maar, dis altyd, almal lag as ek dit sê, dit klink vreeslik snaaks. Ek verteenwoordig die ACCSA, Association for Certified Chaplains of South Africa. Hulle het so in 2020 het hulle begin, en dis my goddelike voorreg om hulle te kan verteenwoordig. Ons het kapelane deur die hele Suid-Afrika. Ons het nou, my maand het ons konferensie, ons jaarlikse konferensie gehad. En dit was vir my baie lekker om dit te doen. En daar's kapelane daar buite wat hard werk. En dis 'n voorreg. En dis my voorreg om vanoggend vir julle die woord te kan bring. Pastoor, dankie dat jy genoeg vertroue in my het om vir my te vra. Oom Jof sê ek bring die boodskap vanoggend, toe sê ek vir oom Jof, hy is iewers ergens volgende in lyn. Oom Jof was ook 'n kapelaan, is 'n kapelaan. Ek dink oom is in die vloot een, né? So ja, oom Jof ken van. Oom Jof het ook mense getrou en hy het ook gepreek en hy gaan sy beurt kry. Ek wil vanoggend vir julle lees uit Handelinge 12, uit pastoor bel my donderdag. Ek het 'n verskriklike week gehad en pastoor bel my donderdag sê, het jy al inspirasie? Ek sê nee, dis stil. Dis stil, iewers sal die Here ietsie gee. En toe gee die Here vir my, getrou soos wat sy gees is. Handelinge 12, julle kan almal hoor, né? So ek hoef nie die mic te vat nie. Dankie, amen. Ek gaan net 'n stukkie lees, dan gaan ek vir julle oorsig gee, oor Handelinge 12. Maar ek wil hê julle moet vanoggend regtig waar 'n prentjie in julle koppe gaan sit van Petrus. Ons praat van Petrus wat baie impulsief was. Petrus was die ouetjie wat Malgas se oor afgekap het in die tuin van Getsemane. Hy was die disipel wat toe Jesus hom roep eerste gegaan het. Hy was die disipel wat op water geloop het, toe sy oë afhaal, toe sink hy. Hy is die disipel wat die Here herken het, wat gesê het, hy is die seun van God, wat hom toe die leier maak onder die disipels, oor dit hy is. Hy is die disipel wat gepreek het en duisende kom tot bekering. Hy is die disipel wat daar in die begin van Handelinge vir die krepele in die stadspoort gebid het. En hy is ook die disipel wat baie impulsief was. Die disipel wat Jesus verraai het, wat ons almal weet, hy is die disipel wat onderskeid getref het tussen Jode en heidene, toe hy preek en die boodskap bring, soveel so, dat Paulus hom moes reprimand met dit. Ek het gaan lees in, ek dink is
waar hulle somme, ek kan nou nie onthou wat 'n vertaling is dit nie, waar hulle sê, ja, Petrus was skynheilig, want hy die een anders behandel as die ander een. En tog is hierdie selfde Petrus, die een wat die Here Jesus gesê het, op hierdie rots sal ek my kerk bou. En indeed begin Petrus in die begin van Handelinge, en hy versprei die evangelie. Toe het Herodes nou genoeg gehad van die kinders van die Here, ons weet hulle word vervolg. Hulle maak vir Jakobus dood, en hulle besluit, hy sien toe nou die Jode laf dit laat hy so aangaan, nadat Jakobus dood is, en hy besluit, goed, hy gaan vir Petrus in die tronk sit. En daar is Petrus in die tronk. Daar was 16 soldate, wat arme ou Petrus bewaak het. Hulle is so bang vir Petrus. Hulle gee vir hom 16 soldate. En toe hy sien dat die Jode, dis daar by Handelinge 12 vers 3. En toe hy sien dat die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dag van die ongesuurde brode. Toe het hy hom dan gegryp, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen 4 soldate om hom te bewaak, met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak. Nou wil ek julle moet mooi hoor wat gebeur. Maar daar het aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Onthou julle ons chain prayers wat ons gehad het begin van die jaar. En toe Herodes hom wou voortbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettinge geboei, en wagte voor die deur, het die gevangenis bewaak. En daar lê arme Petrus, hy's vas met kettinge, die soldate is daar. En wat vir my uitstaan, toe die Here vir my hierdie skrif gee, is, Petrus slaap. Petrus slaap lekker op hierdie sementvloer. Julle die tronke, daai tyd was donker, hulle het dit gegrawe aan die onderkant van rotse. Dis nie soos vandag nie. Dis donker, dis miwerig, dis nat. Dit is rarig chaoties, en julle kan op YouTube gaan kyk. Ek weet hulle het op 'n stadium het ek ook 'n video op YouTube gekyk van waar Jesus gevange gehou is. En dis rarig, chaoties en donker en sleg. Nou hier lê Petrus. En Petrus slaap. En Petrus slaap rustig. Die wagte in ons eie lewe is ons veronderstel om baie keer rustig te slaap, soos Petrus. Want God sê, hy gee vir ons rus. Hy neem ons sorge op hom, en hy gee vir ons rus om rustig te slaap. Maar nou moet julle onthou, daar's die soldate. So, ons vyand, wat so graag wil hê, ons kinders van die Here moet worry, ons moet stres, ons moet siek word oor ons min slaap, ons moet wantroue opbou in die nag, wanneer ons veronderstel is om te slaap, sit ons in die tronk, en hy maak ons met kettinge vas. Ons klim baie keer in die bed, en ek praat van myself ook vanmôre, ons klim baie keer in die bed, ons worry oor finansies, daar's dalk nie kos in die huis nie, die kos is min, die goed moet betaal word, daar's dalk nie inkomste nie, daar is mediese kostes wat gedek moet word, Here, waar gaan ek geld kry vir dit? Dalk dien jou kinders nie die Here nie, jou kinders is dalk ver van die Here af, jou kleinkinders is dalk ver van die Here af, jy praat, jy word stil gemaak, jy weet, jy's gered, maar jou kinders is nie, jou kleinkinders is nie, jou boetie en jou sussie is dalk nie gered nie. En jy praat, so jy is bekommerd oor hulle. Jy weet nie waar's jou kind in die nag nie. Jou kind is dalk op 'n plek waar hulle nie moet wees nie. Jou boetie, jou sussie, jou kleinkinders is dalk op 'n plek waar hulle nie moet wees nie. Jy's bekommerd. Here, wat van hierdie kind? Wat van hierdie kind? Jy's onseker oor die toekoms. As ons kyk hoe dit lyk om ons almal weet wat aangaan nou, en ek dink 'n paar mense lê wakker. Vir al die mense in die dorpe dink ek is redelik bekommerd. En jy lê wakker want jy's onseker, want jy weet nie wat gaan gebeur nie. Petrus het daar gelê,
Ek dink toe hy opgesluit is, toe sit hy te dink hy, okay, goed. Jakobus is nou dood, hier lê ek nou, so wat wag vir my as ek hier uitgaan? Tog, dit slaap hy. Die soldate is daar. So hierdie demone en hierdie goed is besig wanneer ons moet slaap. Is hulle besig? Jou verhouding dalk, jou huweliksverhouding, jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met jou familie, dalk by die werk, jy is bekommerd. Here, almal by die werk is teen my, sê nou net ek verloor my werk. Here, sê nou maar net die familie spat uit mekaar uit. Ek het nou so 'n geval gehad waar 'n pappa afgesterf het en waar hierdie familie regtig bekommerd is dat hulle uit mekaar uit gaan spat. So nou lê die een sussie wakker, want sy weet nie, sê nou maar net die familie. So sy lê wakker. Kind van die Here, sy lê wakker. En ons almal doen dit. Dalk is jy op die randjie van 'n egskeiding. Weet nie. Dalk is daar iemand in jou huis of iemand wat jy ken wat 'n alkoholist is. Daar's dalk dwelms. Al hierdie tipe swaar, donker goed van die lewe kom en kastei jou in die nag wanneer jy moet slaap. Want in die dag is jy besig en as jy moeg en gelê op die bed, dan slaap jy die eerste helfte van die nag. Man, en dan kom hulle mos nou die tweede helfte van die nag. Jy staan gou op, jy gaan gou toilet toe en dan klim jy mos nou in die bed. Dan kyk jy nou vir die dag, dan probeer jy bid. En dan kom die soldate mos nou, dan sê hulle, goed, onthou jy nou hierdie finansies, onthou jy nou hierdie kind, dalk 'n siekte. Dit gaan gebeur. Okay, maar die dokter het nog niks gesê nie, maar jy maak, ons as mense is geneig om scenario's in ons koppe op te maak. Sê nou maar net dit gebeur. Jy is hartseer, jy het dalk iemand aan die dood afgestaan, soos ek nou verlede week gehad het en ons op die oomblik in die gemeente het, wat ons ook sterwens, mense wat afgesterf in ons gemeente, en dalk is hulle bekommerd, dalk bly die vrou alleen agter, sy is bekommerd, dalk bly die man alleen agter, dan kom die duiwel mos nou nagure, en sê vir jou, wees bekommerd hieroor, worry daaroor. So moes Petrus gevoel het, en ek dink, vir Petrus was dit baie moeilik, want jy lê in hierdie donker plek, soos ons in die donker lê, maar Petrus se uitkoms was die dood. Hy is gevange geneem om vermoor te word. Ons maak dalk worst case scenario's op met, dis wat môre gaan gebeur, dalk gebeur dit, dalk gebeur dat. Ook maar mense, ons almal doen. Maar nou wil ek bietjie verder gaan. Nou wil ek vir julle sê, goed, nou lê ons daar, ons is nou in hierdie gevangene, in hierdie tronksel, en ons worry. Maar iewers eers, het die Here 'n gelowige wat die Here sê, bid vir jou boetie, bid vir daai een. Dis dalk 5 of 6 mense wat die Here sê, Tannie Sue het dit nodig, bid vir haar, sê vir hom Jof en vir Gertrude, bid vir haar, dalk vir ouma, bid vir haar. Die Here sê, bid vir hulle. Partykeer weet jy nie eers waarvoor bid jy nie. Ek het gisterand so 'n geval gehad. Die Here lê iemand op my hart, en ek weet nie eintlik waarvoor moet ek bid nie, maar ek moet bid. Ek weet ek moet bid. En onthou nou, daar was aanhoudende gebed vir Petrus, maar Petrus wist niks. Kyk, ou Petrus slaap lekker. Harde sement, ou Petrus slaap tog te lekker. Want Petrus het die lesse van die lewe geleer as disipel van Christus. Hy het gesien, loop op water, hê geloof. Haal jou oë af, daar sink ek. Opstandige Petrus wat gesê het, Here, nooit as te nimmer gaan nie die kruis dra nie. Hy het sy lesse geleer. Hy het geleer, vertrou net op God. Hy alleen kan die eindpunt, kan hy alleen bepaal. Hy alleen kan die siekte genees. Hy alleen kan jou kind inbring, jou boetie, jou sussie. Hy alleen kan die egskeiding keer. Hy alleen kan jou kinders beskerm. Hy alleen kan die finansies gee. Wat ook al dit is, net God kan. Hulle het dit gesien. Hoeveel visies en brood is daar? Here, kyk hoe sit hierdie mense. Hier's net bietjie visies en net 'n bietjie brood. Here sê, bring, laat ons bid. En hulle bid. En ek kan nou vir myself dink, hierdie disippels het lekker onder mekaar gepraat. Check hierso,
Hoe gaan dit werk? Die brode in die dorp is klaar. Daar is nie meer brood nie. Petrus, hulle sien. Hier staan die Here Jesus. Ek sê baie keer, ek dink toe die Here, want die Here het maar gepreek op heuwels en grasperke en buite. Ek dink partykeer het die Here met die grasies gespeel, want daar was mense soos ons. En hier staan hierdie disippels, en Petrus hulle sien. 12.000, 10.000 mense kry kos net met hierdie bietjie vissies en hierdie bietjie broodjies. En hulle tel mandjies vol op. Hulle het gesien, hoe spoeg die Here op grond, en hoe maak hy blindes se oë oop. Hulle het dit gesien. Daarom slaap Petrus heerlik. Toe ek afsonder, ek sê eerlik, ek het lekker gelag oor die. Ek het vir die Here gesê, Here, ek's lief vir hier, dan maak koelie mors in. En toe Herodes hom wou voortbring, het Petrus in daardie nag, ek het dit vir julle gelees. En met eens, onthou nou, ons worry, né? Ons worry baie. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hom. En 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op sy sy, maak hom wakker en sê, staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval. En die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan. En hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En hier lê Petrus. En Petrus slaap so lekker, hy snork soos hy slaap. Kapang, hy slaan die engel om op sy sou. Ek kan vir julle beloof, Petrus het vir hom buite Weste geskrik. Toe ek het lees, toe sê ek vir die Here, ek het gelag, want nou sien ek vir Petrus en hy slaap lekker. En die volgende oomblik kry hy 'n klap op sy sy. Ons sal nie weet hoe hom die vertaling sê, hy het hom geslaan, die nuwe lewende vertaling dink ek sê, hy het hom geskit, maar die 53, so hy het hom geslaan in die sy. En ek dink net, Petrus het so lekker geslaap. Dis soos wanneer ons regtig diep slaap. Ek onthou eendag het ek so lekker geslaap en Roan het laat ingekom. Roan kom staan so by my gesig en hy sê, Mama, julle, maar ek het vir my buite Weste geskrik. Want jy verwag dit nie. Petrus verwag nie 'n hou in sy sy nie. En daar kry Petrus 'n hou in sy sy. Nou het Petrus diep geslaap. Nou dink ek, hy kyk hierdie storie so. En ek wil hê julle moet mooi hoor. En 'n lig skyn in die gevangenis. En daar maak die Here die soldate blind. My opinie, nie God se woord nie, my opinie. Want niemand het vir Petrus gesien nie. Hulle het nie gesien, die boeie val af nie. Hier sit Petrus, hy trek sy skoene aan, en hy trek sy kleertjies aan, en die Here sê vir hom, trek aan. En in ons donker, en in ons bekommernis, in die sel, kom Jesus se heerlikheid. Want onthou, iemand bid. Dan kom Jesus se lig in hierdie donker op die bed. Môreoggend kom Jesus se lig deur. En die Here gee ons kans en hy sê, gentlemen, trek eers vir jou aan. Trek jou aan. Omgord jou, trek jou skoene aan. Hy het dit gedoen. Gooi jou boekleed oor. Daar staan sy klere, die Here laat vir hom lekker aantrek. Die Here gee ons kans, trek jou aan. Wat moet ons aantrek? Efesiërs 6. Gordel van waarheid, borsharnas van geregtigheid, helm van verlossing, swaard van die gees, skild van die geloof, aan ons voete die skoene vir die bereidheid. God gee ons kans, hy sê, sodat julle staande kan bly. Beklee julle met die volle wapenrusting. So God gee ons kans om ons wapenrusting aan te trek, as die lig inkom. Nou is die soldate lekker blind, en hier gaan hulle. Nou dink ek, Petrus weet wraggies nie wat om hom aangaan nie. Hy het nie idee nie, hy het lekker geslaap, hier is lig, wat gaat hier aan, daar gaan Petrus. Daar gaan die engel, daar gaan Petrus en die Here Jesus gaan vooruit met sy lig. En hy kom in die nag, sy lig breek deur. Ek dink as ek vanoggend nou soos oom Corrie daar sit, ek dink oom het baie nagte gevoel, die donker in hierdie sel gaan vir oom verswelg. Toe kom die Here Jesus en hy breek deur, en die gemeente bid, en oom Corrie is skoon, want die gemeente het gebid. Kom die Here, sy lig breek deur, en is lig om ons. En daar gaan hulle, en so ver as wat hy in die engel gaan, is hulle deur. Hulle is deur die tronkdeure, dit gaan oop, hulle kom by die stadspoort, die deure gaan oop, en daar is hy. Die lig
bring vir ons helderheid, en dit laat ons konsentreer op hom, en wys vir ons, soos die Here die engel gestuur het, is Jesus se lig daar, om al hierdie goeders by ons weg te vat. Hy sê per slot van sake, bring jou laste na my toe, want my las is lig en my juk is sag. Nou daar gaan die tweekies toe, nou hier gaan die engel, en daar gaan Petrus. Kom uit die stadspoort, die hekke gaan oop, toe hy kyk, toe sê engel weg. Toe kom hy tot homself, die Bybel sê, en toe hulle by die eerste en die tweede wag verby gegaan het, kom hulle by die Eysterpoort wat na die stad lei. Dit het van self oopgegaan, en hulle het buitekant gekom, en een straat verder gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat. En die Bybel sê, in vers 11, toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik, dat die Here sy engel gestuur het en my gered het, uit die hand van Herodes uit, en al die verwagtinge van die Joodse volk. En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, en Johannes wat ook Markus genoem is, waar baie in gebed saam was. So hier kom Petrus nou bietjie by homself. Hy dog seker uit 'n gesig gehad, die Here wys vir hom wat gaan gebeur. Nee boetie, jy's in dit. Die Here lei vir jou uit. Die Here haal die chains uit. Jy kom uit daar. Jy's op pad na daar waar die mense vir jou bid. Nou gaan Petrus, en hier klop hy in die deur, en hier kom die meisiekie en sy luister, nou hoor sy, dis Petrus, sy skrik vir haar so, dis nou die tweede keer in een aand wat iemand skrik. Petrus skrik vir die klap in die sy, en hierdie meisiekie skrik, want Petrus is veronderstel om in die tronk te wees. En sy hoor vir Petrus, sy hartklop. Sy los die deur toe, sy hartklop, sy gaan sê vir hulle, sy hoor vir Petrus. Almal dink is die engel van Petrus, want Petrus is dalk nou dood. Dus sy is so verbaas, dat die gelowiges vir haar sê, sy is van haar verstand af, jy is van jou verstand af, maar sy het volgehou dat dit Petrus is. En Petrus het aangehou met klop. Maar hy het hulle met die hand gewink om stil te bly, en aan hulle vertel, hoe die Here hom uit die gevangenis uitgelei het, en hy sê, vertel het aan Jakobus en die broeders, en hy het uitgegaan, en na 'n ander plek toe gegaan. En hierdie meisiekie hardloop terug, en sy gaan sê vir hulle nou, okay goed, hier is Petrus. Julle rarig, almal het gesien Petrus is daar, ons almal weet ons is baie keer in kerkers, hier kom Petrus tussen die gelowiges, okay, dit het nou net nie soos die prentjies met die grond nie, ek dink hy het hard geklop, mens weet nou nie rarig hoe was die opset nie. Toe gaan hulle en hulle kry vir Petrus. En wat is die volgende ding wat Petrus doen? In die eerste plek is hierdie gelowiges wat saam gebid het, buite weste geskrik. Die derde skrik vir die aand wanneer die Here werk. Want hulle het gebid, okay, hulle weet hulle het gebid, maar rarig gaan die Here so vinnig onderneem, gaan Jesus so vinnig vir Petrus uit die tronk uit laat kom. Ek dink nie die gelowiges het dit gedink nie. Hulle het gebid, dalk, Here bewaar hom, Here laat iemand die tronk, as ek dink aan vandag se tyd, Here laat iemand uit die tronk die deure oopmaak, Here laat die dokter wegraak, Here laat dit gebeur, Here laat dat gebeur. Ek weet nie, dalk het hulle so gebid. Here, moenie laat hulle onthou van Petrus nie, Here laat iemand die soldate wat. Ons weet nie wat het hulle gebid nie. Die punt is, hulle het gebid eendragtig saam. En hier kom Petrus, en hulle is so verbaas. Kan hom Corrie gebruik as 'n voorbeeld. Ons het almal gebid, nou wag ons en ons wag. Ek sal hy ook nooit vergeet nie. En hom Corrie sê net vir pastoor. Het jy nou al 'n klomp nuuskierige mense gesien? Nou dink ek, rarig om Corrie, kom net tot die punt, laat ons kan weet wat het die Here gedoen. Daai spanning, en die Here die werk gedoen. Hier staan Petrus in hulle midde, God het hom uit die tronk uitgehaal. Net so haal Jesus hom uit die tronk uit. So is dit met ons. Toe is die belangrike ding vir my. Petrus sê, gaan vertel dit aan Jakobus en die broers. Gaan vertel dit. En hy het weggegaan. So waarop kom dit neer? Getuig, wat het God vir jou gedoen? Baie keer sal 'n mens getuig, en ek weet, ek ondervind dit. As iemand vir my vra, as ek ry, daar's nie 'n vaste inkomste nie, dan getuig ek. Ek moes hospitaal toe gaan. Iemand het my gebel, ek het nie geld gehad nie.
Jesus het gekom en Jesus het op 'n ander woord geld voorsien. Daar was nie dit nie, maar Jesus het gekom. Daar was kanker, maar Jesus het gekom en Jesus het dit gesond gemaak. Getuig, dan dink die mense, jy's beerel hierdie vrou nou eintlik. Of dweep, ons het mos altyd eintlik het mens wel gehoor, jy dweep as jy getuig. Daar staan in Handelinge 13, ons moet getuig. Gaan vertel die broeders wat het gebeur. Gaan vertel vir hulle, die Here het kanker genees. Gaan vertel vir hulle, uit die hospitaal uit. Ons het gebid vir hierdie ouetjie, daar was baie gelowiges wat vir hom gebid het. Die Here raak hom aan. Hy het kanker gehad in sy mond. Die Here raak hom aan. Hy kom uit die hospitaal uit, hy's in remissie. Ons glo. Ek hoor nou die dag by 'n vriendin, hulle het 'n straat uitreik gehad en die Here het iemand wat gesukkel het om te sien, sy oë aangeraak en sy's genees. Gaan vertel dit. As die Here vir jou 'n kattebak kos aflaai, gaan vertel dit. As hulle dink jy bedel goed so, laat hulle dit dink. Gaan vertel hulle. Hoekom moet ons hulle vertel? Want hulle geloof moet versterk word. Hulle moet weet, God leef, Jesus leef. Hulle moet weet, hy genees nog kanker. Dis 2026, hy doen dit nog. Hy maak nog blinde sien. Hy kan nog diabetes wegvat. Ek het nou die dag op Facebook 'n testimonie gehoor van 'n vrou wat by 'n baie bekende prediker in ons land is, 'n jongerige ouetjie. En hulle het vir haar gebid en sy is ontslaaf van haar diabetes. Die Here doen dit nog steeds, gaan vertel dit. Die Here hoor as jy praat, as jou kind tot bekering gekom het, jou boetie tot bekering gekom, jou sussie, jou ma, jou pa, gaan vertel dit vir die wêreld. Dis okay. Laat hulle vir jou sê, dis okay, jy's Jesus verskrik, dis okay. Wees dan nou maar Jesus verskrik. As hulle vir jou sê, jy bedel goed so, terwyl ons bedel, gee vir my 'n sweetie. Verstaan julle, dis goed so. Gaan vertel die Here het genees. Hoekom? Dat hulle geloof versterk kan word, dat hulle kan weet, julle ons lewende tyd was so, mense praat van Jesus, dit is so, maar nie almal ken die weg en het 'n intieme verhouding met hom nie. Nie almal het die geloof om te weet, hy doen nog steeds hierdie dinge nie. En dis moeilik om in die geloof te leef, dis soms baie moeilik. Almal van ons wat hier sit weet dit. Tannie weet, oom was in die hospitaal. Hulle opereer die oom, ons kom daar. Hulle opereer die oom, ons kom daar, hy het niks pyn gehad nie. Niks pyn nie. Ons kom wanneer was dit die donderdag wat ons daar kom, pastoor? Julle kom ons by 'n bed, luister mooi hoe werk die mens, ons het ons nog gaan bid, gaan goed met die oom. Hier kom ons by die bed, hier staan die tannie, hier staan ons allemaal stukkie bed. Die bed's leeg, een van twee. Of 'n wonderwerk het gebeur en oom Henny het begin loop en hy sy tas gepak. Of, worst case scenario, wat mense nie oor praat nie, maar jy dink dit, want jy's mens. Al is jy kind van God, jy's mens. Hier is oom Henny in ICU. Ons gaan ICU toe. Ons kom daar, julle hier lê oom Henny. En hier lê die oom op masjiene, hier lê die oom. Oom is so weerkleer. Pastoor kyk vir my, ek kyk vir pastoor, ons bid. Volgende dag kon ek nie saam teruggaan nie, pastoor hulle kom by die oom. Julle, pastoor stuur my boodskap, sy sê, die oom lag, die oom gesels, die oom is by homself. Daar gaan die oom huis toe. Vertel dit, daar vertel, Tannie Wiekie. En die oom is vol van die Here, hy vertel dit. Hoekom? Hoor daar buite, hoor, God leef, hy genees kanker, hy genees 'n operasie. Tannie Lena, weet julle, ons kan die hele dag hier staan, kan ons hier staan. Rekening, vol geld, oom Jof hulle doen baie wel sy werk. Hy's 'n pensionaris, hulle het nie altyd geld om dit self te doen nie, ons almal ken dit. Ek onthou ek het eendag hier buite gestaan. En oom Jof sê, hy staan so, hy sê, die Here is so goed vir my. Ek sê, ja oom, hy sê, daar's geld in die rekening in. Van iewers af, het hy geld in hulle rekening, die welsynrekening ingekry.
Daar's nie duisende mense wat weet hulle doen dit nie, sorry as ek daaroor praat. Daar's nie duisende mense wat weet wat hulle doen nie. Maar God weet om vir anoniem te sê, jy betaal daarin R10.000, amen, ons maak dit los. Jy betaal daarin R10.000 en jy sê net blessing. Jy sê net seën. Vertel dit. Dis okay dat hulle dink jy bedel, dis okay. God weet, iemand het daai geld nodig. Hulle kon ry, hulle kon by Makro grootmaat goed koop en gaan afgee waar 35 kinders is. Niemand anders weet nie, maar God weet, daarvoor sien die Here daar. En hulle testify. Nie testify soos net so in die verbygang, maar my ore het dit gehoor. Want die Heilige Gees maak 'n mens attent om te hoor wanneer iemand getuig. En Petrus sê, gaan vertel vir die broeders, gaan getuig. So ten eerste gaan jy jouself buite weste skrik. As jy môreoggend opstaan, die gelowiges het gebid en die gelowiges ook, en jy was siek, en jy kom terug van die dokter af en jy's in 'n remissie, dan dink hulle, so gou? Presies wat gebeur het in Handelinge 12. Ek kan julle beloof, hulle was verbaas. Petrus, is dit Petrus? Vinnig gebeur dit. Môreoggend staan jy op. Jou kind bel jou. Jou boetie bel jou, ma bel jou, pa bel jou. Wie ever bel jou. Ek het in die nag 'n gesig gehad. Jesus het my die bed uitgehaal. Ek het tot bekering gekom. So gou. Amen. Getuig. Gou, die gelowiges verwag nie vir Petrus nie, maar hulle gaan getuig. So baie keer is dit vinnig, baie keer vat dit langer, dan beproef die Here maar ons geloof, wat ook goed is, want die Here moet ons geloof beproef, die Here moet ons deursettingsvermoë beproef, en ons moet aanhou bid, smeeking, danksegging, die Here sê dit, maar baie keer doen die Here dit vinnig. Jy dalk God vertrou, jou kind wat dalk by jou R10.000 leen vir 'n scan wat hy moes doen. Jy as ouer het nie die geld nie. Môreoggend staan jy op, wie kry jy SMS van FNB? R10.000, blessing, donasie. What? Here, ek het net gisterand gebid en gevra en hier is die geld. Vinnig. Nou bel jy die gemeente, of jy kom getuig Sondag wat die Here gedoen. En weet julle wat? As sit die gemeente voor jou, dan onthou hulle, maar daai een en daai dit, maar die Here het jou naam op my hart gedit, die Here dit. En so in die gemeente, in 'n gemeenskap, bid mense mekaar, jy kom mense te, en dan testify, en dan besef hulle, maar ek het vir jou gebid. Daar's die R10.000, maar so gou, ons het nou eers gister begin bid, want die Here is in werking. Die lig breek deur, die soldate slaap, die bekommerde slaap, die lig breek deur. Jesus bring die deurbrake, Jesus voorsien, Jesus genees, Jesus maak gesond, hy bring heling, hy wek op, gaan vertel. Gaan vertel dat Jesus red, gaan vertel dat Jesus genees, gaan vertel dat Jesus voorsien, gaan vertel dat jy nie 'n beter pa het as hy nie. Gaan vertel. Amen. Kom ons bid. Here Jesus, baie dankie dat U ons wonderlike Papa is. Dankie Jesus dat U 'n goeie God is. Dankie dat U die Here is wat nog steeds spesialiseer in die bonatuurlike. Ek wil my hande ophef vanmôre en ek wil U die lof toebring dat U vanmôre, Here, U kudde, U kinders versterk met hierdie boodskap. Dat waar hulle U vertrou vir die bonatuurlike. Dankie dat ons weet, U wek bidders op. Dankie Here, dat die armies of heaven geactivate is vir opdrag van U. Dankie dat wanneer U praat, aktiveer dit. Wanneer ons bid, Here, wanneer ons bid, oombliklik, Here, as dit by die gebedsbakke kom, aktiveer dit, en dit kom terug die gebede, en dit slaan, Here, die aarde, en dit slaan daar waar dit nodig is, Here, en in die geestesdimensie gaan dit verder.
Here, soms wens ons kan in die geestesdimensie sien hoe U werk en hoe U bidders opwek en hoe U deure oopmaak, hoe U ons beskerm, hoe U genesing doen, Here. Maar ek wil vir U sê baie dankie dat ons weet vanmôre, U spesialiseer nog steeds. U is nog steeds die wonderwerker. U is nog steeds die great I am. U is nog steeds die voorsiener. U is nog steeds die trooster. U is nog steeds the perfect counselor. U is nog steeds dieselfde gister, vandag en môre. Dankie Here dat U vir elkene wat hoor vanmôre, wat ook al hulle probleem is, wat ook al hulle bekommernis, wat hulle in die nag in die tronk hou of wakker hou, dat U onderneem, dat U met die lig deurbreek, dat hulle uitkom en dat U wonderwerke doen en dat hulle sal gaan vertel wat U doen. Dankie Vader God. Here, bless hierdie dag vir ons met vrede, met goedheid, met guns, met rustigheid. En dankie Jesus vir die voorreg om kinders van die lewende God genoem te word. In Jesus naam. Amen, amen.